Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom die woord van die Here. Wat 'n kosbare voorreg om so in die weeksoggende deel te wees van hierdie Bybelstudie of oordenkingsgroepie. En die gebed van my hart is dat die Here vir my en vir u sal seën rondom sy woord, vir my wat die woord moet bedien, dat die Here vir my wysheid sal gee, vir u wat dit moet aanhoor, ook genade om dan die waarheid daarin raak te sien en die Here so te verheerlik. Ek het vanmôre gedink aan die woorde van Psalm 119 vers 107 en die psalmdigter skryf, hy sê, ek is baie diep neergedruk. Here, maak my lewend na u woord. En ek wil vir u sê, daar is so baie waaroor ons te neergedruk kan raak. Ons kyk maar na ons land en die omstandighede, ons sien hoe alles verval. Daar is nie meer dienslewering nie. Ons kyk na die kerk en ons sien die verval binne die kerk van die Here Jesus. Ons kyk maar na die politici, ons sien hoe hulle oneerbaar optree, hoe hulle lieg en bedrieg. Ons dink aan Eskom en ons dink aan ons paaie en ons kan nou 'n lang lys van goed maak wat ons te neergedruk kan maak. Maar nou kom die psalmdigter en hy het ook baie goed ervaar, soortgelyk aan wat ons ervaar het. En hy sê, Here, maak my lewend na u woord. Want u sien, mense stel te leer, omstandighede stel te leer, regering stel te leer, omstandighede, en ons kan al hierdie goeters noem. Vrou, kinders, finansies, alles stel te leer. En daarom het ons nodig, wanneer ons te neergedruk raak, wanneer ons moeg en moedeloos raak, wanneer ons blydskap begin kwyn, dat ons sal sê, Here, maak my lewend na u woord. En die gebed van my hart is dat hierdie reeksie oor die wet en gebooie van die Here u nie mismoedig sal maak nie, maar dat u die waarheid daarin sal raak sien, wat u oproep tot 'n lewe van toewyding aan die Here, om die verkeerde reg te stel en dan volgens die regte te lewe om God te verheerlik. Nou, ons is tans besig met hierdie reeks oor die wet en die gebooie van die Here, met die vraag, is dit nog op ons van toepassing? Is dit nog relevant vir ons dag? En ons gaan nou vanmôre stil staan by die derde gebod, soos ons dit vind in Eksodus 20. Ons gaan sien hoe dit in die Nuwe Testament vir ons herhaal word en hoe dit op ons van toepassing is. Nou, voor ons daarby kom ons doen 'n kort gebed saam. Hemelvader, ek vra dat u vir ons sal seën met wysheid en met insig, dat ons u woord kan verstaan en ter harte kan neem. Ek vra dat u deur u Gees vir ons sal opbou in die allerheiligste geloof. En ag dierbare Here, dat ons ook vandag u sal verheerlik in wat ons dink, wat ons doen, hoe ons optree en wat ons praat. Mag u naam geëer word in alles. En ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, ons is nou by die derde gebod. Ons het al reeds gekyk na die gedagte, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, sê die Here. Ons het gekyk na die gedagte dat ons geen gesneede beeld of enige gelykenis vir ons mag maak of vir ons mag skep nie. En vanmôre kyk ons na die gedagte wat ons vind in vers 7 van Eksodus 20. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Nou vriende, daar is baie mense wat baie te sê het oor die gedagte van om die naam van die Here uitelik te gebruik. Nou die Engels stel dit vir ons baie duidelik, dat ons die naam van die Here nie moet misuse nie. Dis die Engelse woord wat gebruik word hierso. Of to use the Lord's name in vain. Ons almal het al hierdie uitdrukkings gehoor en soms wonder ons wat beteken dit en dikwels wonder ons en praat ons daaroor met mekaar en wil ek vanmôre so 'n bietjie die lig werp oor hierdie gedagte met die gebed dat die Here vir ons 'n beter verstaan sal gee van die derde gebod en hoe dit ook in die Nuwe Testament vir ons verduidelik word en hoe ons dit dan ook kan toepas in ons lewe. U sien, wanneer ons praat oor die gedagte van om die naam van die Here nie uitelik te gebruik nie, is die vraag, wat bedoel ons daarby? En vriende, ek wil begin deur vir u te sê, God se naam is heilig. Hy leer vir sy disippels in die Onse Vader gebed in Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. So wanneer ons dink aan God se naam, dan dink ons aan 'n heilige naam, want 'n heilige naam pas by 'n heilige persoon. Hy is die heilige, regverdige, ewige, almagtige, wyse, selfonderhoudende God, wat van ewigheid af was en tot in ewigheid toe sal wees. Daarom het ons geen reg om God se naam na willekeur te gebruik nie. Ons het geen reg om God se naam te misbruik nie. Ons het nodig om God se naam te gebruik op 'n gepaste manier, soos die woord dit ook vir ons dan baie duidelik leer. Daar in die woord van die Here
In 1 Timoteus vind ons die volgende wat Paulus aan Timoteus skryf. Hy sê vir ons daar in 1 Timoteus 6 vers 1, almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. So hier bring Paulus die optrede van 'n mens in konteks met die belastering van die naam van die Here of die feit dat die naam van die Here geëer kan word. So dit gee vir ons so 'n bietjie lig op die onderwerp en gaan ons na so 'n paar gedagtes kyk oor hoe ons die naam van die Here dan kan mishaag deur dit uitelik te gebruik. Nou, ek gaan vir u net lees wat staan in Eksodus 20 vers 7 in die Engelse vertaling en daar staan, You shall not use the name of Jehovah your God in vain, not misuse the name of Jehovah your God, you shall not use the name of Jehovah your God irreverently. Met ander woorde, ons mag hierdie naam nie oneerbiedig gebruik of daaroor praat nie. En kom ons kyk gou-gou hoe mense die naam van die Here dan uitelik gebruik. Die eerste en die bekendste is maar deur die naam van die Here as 'n kragwoord te gebruik. Nou, ons ken die Hollywood sterre. Lyk vir my dis een van hulle gunsteling dinge wat hulle doen en elke ene wat in 'n rolprent speel, dink hulle is geweldig groot in hulle self wanneer hulle hierdie woorde oh my God gebruik. En dikwels wanneer die mense dit in 'n film of 'n rolprent gebruik, dan sal kinders van die Here hulle asem optrek en hulle gaan aan en hulle kyk na hierdie bose rolprent in plaas van om op te staan, dit af te sit en te sê, hierdie naam is die naam van die God wat ek liefhet en ek sal nie toelaat om verder na iets te kyk waar die naam van die Here uitelik gebruik word nie. U sien die uiterlike gebruik van die naam van die Here is wanneer dit as 'n vloekwoord of as 'n kragwoord gebruik word om 'n sterk uitdrukking te gee aan my emosie of aan my gevoel. En hierdie hoogheilige naam mag geensins in so 'n manier gebruik word nie. Daarom kom die oproep baie duidelik dat Romeine 1 vers 32 vir ons sê, mense wat al ken hulle die verordening van die Here goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So dit help nie ons sê, maar ek gebruik die naam van die Here nie uitelik, en ek kyk na goed, en ek luister na dinge, waar mense die naam van die Here uitelik gebruik nie. Jy sien, wanneer ek dit doen, dan is ek eintlik besig om getuienis teen myself te gee. Die naam van die Here mag nie as 'n kragwoord uitelik gebruik word, en ek mag nie my goedkeuring gee daaraan, deur na goed te kyk of te luister, waar die naam van die Here uitelik gebruik word nie. 'n Volgende manier hoe die naam van die Here uitelik gebruik word, is as dit wat ek van God sê, in stryd is met die Bybel. Kom ons dink maar aan die deursnee predikant vandag, wat goed preek wat die Bybel nie sê nie. Ons dink aan die goedkeuring van homoseksualisme vandag. Mense wat sê, ag, God is 'n God van liefde en hy sal almal in die hemel eendag toelaat, so geen mens sal eendag in die hel beland nie, want God se universele liefde omvou alle mense van elke bevolkingsgroep en elkeen sal uiteindelik in die hemel wees. Ons dink maar aan mense wat met sonde heel en predikante sê, ag, dis maar net 'n siekte waarmee hierdie persoon worstel. So wat hulle doen is, hulle sê dat dinge wat God uitsluitlik en uitdruklik in sy woord vir ons opteken, eintlik nie so is nie, en dat God eintlik nie 'n waarmaker van sy woord is nie, dat hy nie eintlik bedoel het wat hy sê nie, en dat God eintlik 'n leienaar is. So, wanneer ek iets sê wat in stryd is met God se selfopenbaring in sy woord, is ek besig om God se naam uitelik te gebruik. Wanneer ek praat van die man daarbo, of ek praat van een of ander verkleinerende vorm van die God van die Bybel, is ek besig om sy naam uitelik te gebruik. Nog 'n rede is, of nog 'n gedagte is, as ek bely ek behoort aan hom, en ek leef nie soos God vir my sê nie, dan is ek eintlik besig om sy naam uitelik te gebruik. Eintlik sy naam deur die modder te sleep, as ek hierdie uitdrukking mag gebruik. Jesaja 48 vers 9 sê, om my naam ontwil vertraag ek my toorn, en om my roem ontwil bedwing ek my jou ten goede, om jou nie uit te roei nie. Kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Om my ontwil sal ek dit doen, want ag, hoe is my naam ontheilig, en ek sal my eer aan geen ander gee nie. Hier praat die Here met sy volk, en hy praat met hulle oor hoe hulle sy naam ontheilig het onder die heidene, deur hulle sondige lewenswyse en praktyke. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy sê, jy's lief vir die Here, en jy ontheilig sy naam deur 'n onheilige lewe te leef,
'n lewe van sonde en ongeregtighede, dan is jy besig om die naam van die Here uitelik te gebruik. En nou praat ons nie net van rook en drink en vloek en dans en al hierdie uiterlike sondes waarvan predikante baie praat nie, maar die grootste probleme, skinder, kwaadpraat, liefdeloosheid, broederlike liefde wat verontagsaam word, die feit dat ek absoluut 'n bombastiese, selfgesentreerde mens is in 'n samelewing waar alles om my sentreer en ek bely ek behoort aan die Here, is ek eintlik maar besig om die naam van die Here uitelik te gebruik. Nog 'n gedagte wat ek miskien vir u wil noem, ek gebruik God se naam uitelik as ek vir 'n ander lieg in 'n bepaalde saak en 'n eed aflê of 'n belofte maak en ek weet voor my siel dat dit wat ek sê nie die waarheid is nie. Jy sien, dit is die probleem. Ons roep baie keer God in as getuie, dan sê ons sweer voor die Here dat dit wat ek sê die waarheid is en ek weet in my siel ek lieg. Dan sê die Bybel ek is besig om die naam van die Here uitelik te gebruik. Dis maar 'n paar kort gedagtetjies. Die Here sê in die Ou Testament vir ons, jy mag die naam van die Here nie uitelik gebruik nie. In die Nuwe Testament verduidelik die Here vir ons op praktiese maniere hoe ons dan sy naam nie uitelik moet gebruik nie. En mag die Here vir my en jou wysheid gee, dat ons werklik ons harte sal ondersoek en dat ons met wysheid sal lewe en die naam van die Here wat heilig is, nie uitelik sal gebruik nie. Daarom sê die Bybel, as ons bid, moet ons bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die naam van die Here, sê die Bybel baie duidelik, is 'n kosbare naam, 'n naam bo alle name, en kom ons eer hom en ons vrees hom, deur sy naam te eer in wat ons sê en wat ons doen, hoe ons optree, en sodoende ook 'n getuie vir hom te wees. Mag die Here u seën met wysheid en insig tot eer van sy naam. Mooi dag vir u verder. Tada.